Ons is besig met 'n reeks oor belangrike woorde in my en jou as kind van die Here se lewens. En ons het die afgelope paar weke oor 'n klomp woorde gepraat. En vanaand gaan ons praat oor moontlik een van die kragtigste woorde wat ons kan laat manifesteer in ons lewens. Iets wat ons nodig het, iets wat ons moet laat groei. En dis die woord geloof. En daar's baie kragtige woorde in die woord en wat ek en jy as kind van die Here kan gebruik, maar geloof is so 'n belangrike woord, so kragtige woord, want luister wat sê Hebreërs 11 vers 6, sê Paulus en hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoekom? Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy God is en 'n beloner is van die wat hom soek. En baie keer dan kom ek en jy in omstandighede in ons lewe, in 'n lewe wat net omstandighede het, en ons soek God en ons sit ons geloof daarin, maar ek weet nie of ons geloof regtig so groot is, want ons lewe in 'n tyd waar ons alles self wil doen en daar's soveel oplossings vir probleme, menslike oplossings, en dan gaan ons na God toe en ons weet nie lekker of God dit vir my gaan uitsorteer en vir my gaan doen nie. Maar as ons geloof het, is dit so kragtig, en Paulus sê in die Hebreërs, hy sê dit is onmoontlik om God te behaag as ons nie geloof het nie. Geloof beteken nie dat ek en jy altyd weet wat God gaan doen nie, dat ons die hele pad vooruit gaan sien nie, en ons wil dit baie keer hê. Ons wil weet wat môre en oormôre gaan gebeur, maar God werk ongelukkig nie so nie. Hy wil hê ons moet geloof in sy soewereiniteit hê, in sy voorsiening hê. En ons moet glo dat hy ons Vader is wat alles ten goeie laat meewerk. Geloof beteken dat ek God vertrou, al weet ek nie wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Ek vertrou God, al het ek nie die antwoord nie. En ons wil baie keer dikwels eers die antwoord hê voordat ons gaan vertrou, en ons wil die hele pad sien, en ons ongelukkig gaan ons dit nie kry nie. Al wat ek en jy vanaand vir mekaar moet sê is, in hierdie geloof, gaan ek nie die hele pad sien nie, ek weet nie wat môre oormôre gaan gebeur nie, maar die een wat môre en oormôre hou in die holte van sy hand, die een wat die pad ken, in hom gaan ek my geloof stel. En as vir voorbeeld kan ons aan Abraham dink. God sê vir hom, weet jy, pak op jou hele familie, die land wat jy ken, en gaan na die land wat ek jou beveel. Hy het nie eens vir hom die land gegee nie, hy het net vir hom gesê, ek stuur jou. Ek sal jou bekend maak. En Abraham het in geloof, het hy opgepak en hy het God vertrou, hy het geloof gehad in hierdie God wat hy aanbid het. En God het hom gelei deur sy reis na 'n nuwe land toe. Dit is geloof. Jy sien, geloof kyk anders na probleme. Ek en jy sou eers gaan hoor het of dit God was wat gepraat het, en ons sou velletjies uitgegooi het, maar as ek naby, as ek 'n verhouding met God het, as my geloof in God gesetel is, gaan ek weet hy het met my gepraat. En as hy praat, reageer ek. En ek en jy kyk dan anders na probleme as ons daai tipe geloof in God het. Want ons almal kry probleme, ons is nie probleemloos nie. En soms lyk 'n situasie groter as wat ek en jy kan hanteer. Die stormwolke, soos wat ons die afgelope paar dae gesien het, is geweldig. Dit lyk of nie daar uitkoms is nie. En vrees sê vir my en vir jou wat in ons harte, en dis wat die vyand wil laat manifesteer in my en jou lewe, hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ons deur hierdie probleem, hierdie situasie kom? Maar weet jy wat sê geloof vir my en vir jou vanaand, in ons harte, vir my gees? Ek weet nie hoe nie. Maar God is groter as ons probleme. God is groter as die situasie wat ek my nou in bevind. Wat lyk asof dit ikabot is, dit lyk asof ons nie gaan deurkom nie. Maar ek weet my God is groter as dit. Vrees kyk na die grootte van die storm, maar geloof kyk na die grootte van ons God, wat die skepper van die eindes van die aarde is. En dit beteken nie dat geloof maak dat ons nie probleme gaan hê nie. Ons gaan dit kry, en dalk môre oormôre, ek weet nie. Maar al wat ek weet is, God wil hê ons moet geloof in hom stel. Geloof erken die probleem, maar weier om die probleem groter as my en jou God te maak. As ons in die nabye toekoms, as ons in die week of 2 wat voor lê, of as daar probleme ons pad langs kom, dan kan ons soos 'n Dawid uitroep, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. En as ons dink aan 'n Petrus wat uitgeklim het in geloof en op water geloop het as 'n mens, en
skielik toe hy na die omstandighede kyk, toe sink hy. En dis baie dikwels wat met ons gebeur. Ons begin met geloof, en as ons die golwe van omstandighede sien, dan sink ons. Want dan begin ons redeneer, en die vyand begin in ons gedagtes te werk, maar wat as dit nie gaan werk nie? Wat as die geld nie genoeg is nie? Wat as die dokter se nuus sleg is? Wat as my situasie nie verander nie? En stadig begin ons wegkyk van Jesus af na die omstandighede. En weet jy wat geloof beteken? Beteken nie dat daar nie gaan golwe wees nie, maar dit verander my perspektief. Hoe ek Jesus sien, hoe ek na hom kan roep, en hy sal ons uit dit uithelp. Wanneer ons geloof groei, verander dit nie noodwendig ons omstandige eerste nie, maar ons perspektief word verander, en ons begin dit laat groei, en ons kan by 'n plek uitkom wat sê, ek kan dit nie doen nie, maar God kan dit doen. Ek verstaan nie hoe nie, maar God weet. Ek kan nie die uitkoms sien nie, maar ek vertrou die een wat van die begin af die einde ken. En dis geloof in aksie. En ek en jou geloof moet beweeg van vrees na 'n vertroue in hierdie God wat ons aanbid. En dink net daaroor vandag. Waar vra God jou om te vertrou? Is daar iets? Is dit jou finansies? Is dit iets in 'n verhouding? Is dit jou werksomstandighede? Bring daardie saak vir hom. Sê vir hom, Here, ek verstaan nie hoe nie. Ek weet nie hoe ons hier gaan deurkom nie. Al wat ek weet, U is my God. U is my skuiling, U is my redder. En as jou geloof gaan begin bou, gaan dit die kragtigste woord wees wat gaan manifesteer in jou lewe, en jy sal meer as 'n oorwinnaar wees.